Die 150 feesbundel van die gemeente Baklikoes word onder andere gekenmerk deur verskeie rolspelers in die gemeenskap wat bydraes gelewer het vir die feesbundel. Enkele van die rolspelers gaan ek geleentheid gee om hulle ervaring ook met betrekking tot die feesbundel met ons te deel en hulle betrokkenheid ook by die fees. Tersia, wil jy vir ons so kortliks gou net jou rol in die gemeenskap vertel en dan kan jy ietsie vir ons vertel rondom jou bydrae tot die bundel? Dankie Donnie, ek is 'n maatskaplike werker wat al van 1984 af betrokke is met maatskaplike werk in Baklikoes, so dit is nou 'n baie lang tyd. Ek was vir 'n paar jaar betrokke by CR gewees, as maatskaplike werker en ook op 'n raad, en daarna het ek begin met 'n kinderhuis in Baklikoes waar ons kinders versorg, en dit was vir my goed dat daar nie net oor die goeie dinge van Baklikoes en die luukse dinge geskryf is, maar daar ook geskryf aan mense wat opoffer, wat bereid is om die hande van die Here hier op die aarde te wees, en dat dit ook vasgevang word, want dit is ook belangrik, dat daar erkenning gegee word aan diegene. Jy het 'n artikel geskryf, net ons so ietsie daaroor sê. Een met die House of Light, kan jy? Ja, dit is 'n kinderhuis wat ons begin het in 2005, waar daar toe die nood was oor die AIDS, weeskinders op daardie stadium, en ek is aangestel as projekbestuurder daar, en met die Here se genade, kan ek na 20 jaar nog sê, ons gaan sterk, dan word ons steeds vir ons voorsien, en dit is net genade, en ek kry baie samewerking ook uit die gemeenskap. Goed, dankie. Koos het 'n besonderse rol vervul met die totstandkoming van die feesblad. Maar ek gaan vir hom geleentheid gee om vir ons jou rol bietjie te beskryf. Ek het die voorreg gehad om die 100-jarige fees van die gemeente te kon bywoon. En die 150-jarige. En die 125 En die 125 self vir dat met. Maar ek was in Indie in die skool en ek het ook daar die voorreg gehad om hulle 50ste bestaanjaar te kon vier en hulle eeufees te kon vier. En iets anders ook wat ek net eers wil sê is, daar's net 2 van ons lidmate in Baklikoes oor wat op daardie foto is van die 100-jarige feesviering. So ek het dit van sê. Goed, die totstandkoming van my rol. As ek reg kan onthou, Clarina met my reg help, het ons 'n feeskomitee gehad, aanvanklik. En ons het ons eerste vergadering aan die sentrum gehad. En elke persoon het 'n taak gekry wat hy moes doen. My taak was natuurlik, omdat ek nou by die kerk so al die jare betrokke was, moes ek al die skrifmas, die saakgelastigdes, se name in die ordeliste, en almal wat betrokke was by die kerk, moes ek doen opsoek. En op boekstel die geskiedenis van die dienstsentrum skrywe, die het ek ook gedoen, al die voorsitters die ontstaan. En dan het ek ook van die rolbalklub, moes ek ook iets skrywe. En op 'n stadium, kyk hoe het die feeskomitee nie meer gefunksioneer nie. Toe word dit 'n feesbladkomitee. Dit was natuurlik weer, dit was nie altaak wat gehad het. Toe moes ons nou foto's by mekaar maak op vir Clarina en vir Lana te gee wat hulle moes deurstuur. Toe kom Dr. Gerrie en begin goed soek. Ek moes dan Notilis naslaan van 1973 tot nou. Ek moes kerkraads Notilis van Dominees wat die persentielys geteken het, en die kerkraadslede wat die persentielyste geteken het, moes ek vir hom opsoek en instuur. So, dit was vir my nogal nie 'n swaar taak nie, maar dit was vir my interessant eintlik. Dit het vir my soveel vreugde gegee, dat ek kon help om die boek tot stand te bring. Daar was so min as moontlik foute in die boek. Daar was onder andere 'n foto van die destydse burgemeester. Ek sê maar, ek ken nie die man nie. Ek is dan nog 59 jaar oud. Hierdie man is nie Erik Pushkin. Hieronder staan Erik Pushkin en sy vrou, Gade, sê nie. En ek dink Dr. Gerrie het toe daar in die argief iewers by Dominee Viljoen se argiefstukke opgetel. En die regte foto's vir ons het. Erik Pushkin en Sita Pushkin. As jy die boek moet bemark, wat gaan jy uitlig? Hoekom is dit 'n noodsaaklikheid om 'n kopie te koop? O
voetspore van jou nageslag. Dis ja. Kan 'n voorbeeld noem van my kinders wat baie keer vir my pa gevra het. Oupa vertel vir ons dit, oupa vertel vir ons dit hoor of nou. Maar daai goed raak weg. Dit raak weg. Dit is belangrik vir kinders om die bewyse daarin te sien. Hierdie was histories geweest. Want dit wat jy mondelings oordra, is nie altyd dat dit gaan weer nie hulle werk. So dis baie belangrik vir nageslag. Baie dankie. Ek stel baie belang op genealogie. So ek sal verseker vir my dat ek weer kan sien van vooraf wat gebeur het, dat ek dit kan weer memoriseer. Baie dankie. Tannie Sarah is 'n Baakliekos se plaaslike en landswye en ook internasionale bekende kunstenaar. Sy het 'n ateljee ook by haar huis. Sy is al in daardie gemeenskap vir 'n goeie part van 36 jaar. Sy het ook die 3 freskos geskilder wat hang op die oomblik in die kerkgebou. Tannie Sarah, vertel vir ons iets oor die freskos se ontstaan. Hy sê, want hier is nou 'n ding wat jy moet doen. Sien hoe, wat sit? Nee, ek moet nou die 50 jaar van die gemeente moet ek hom skilder. Maar dit moet groot wees. Ja. Wat toe gebeur het nou dat daar iets tussenin gekom het en dat ek op die ou einde net 4 maande gehad om alles te doen. En dit was hektiek. Ek het nog dag en nag geskilder en dan is dit nou nog beerdkrag en ek kan nie sien wat ek doen. En toe ek nou begin dink hoe om dit uit te lê en alles, ag jene. En daar's nêrens mos toe daai jare, die beginjare, was daar nie foto's of iets nie. So ek het net uit die ligglans van die werke boek uitgewerk. En dan moet ek nou dink hoe dit gelyk het toe daar 'n pes was. Ja, so ja, hoe dit gebeur, want ek meen daar's nou nie masjiene goed gehad in 1918 wat ons nou gehad het. En die kiste het so in die langs die beddens gelê, want hulle het geweet jy gaan dood as jy daai siekte het, sal nie vir jou kan staan. En daai goed alles in breetjies te sit, dit was nou nie lekker geweest nie. Partykeer van nou met die kinders, wat die kinders so dood gegaan het, die wat seker. Oeg, dit was waarheid. Want die grafte is nou nog oralste op die plase van die mense se kinders wat dood gegaan het daai tyd, meestal kinders. Maar ja, op die einde het dit beter gegaan, want toe is daar nou hier en daar foto's en kon nog my verbeelding op my sit. En baie van die goed, omdat ek nou al oor die 80 jaar oud is, het ek ook beleef. So, dit was toe hoe dit gebeur het in Dominee. Kon nou nie wag dat ek klaar nie, dan kom hy met sy boor en al sy goed, kom hy daar in my klein huisie in. En dan is ek nog besig met die ander, dan kom hy dan sê, dink jy nie ons kan hierdie nog daar in sit? Mense, dan moet ek my hele plannetjie weer verander. Voor ek voortgaan wil ek daarom ook sê, wat Sarah nou gesê het van die planke en die goeders, die dominee dan al daai skilderye, sy rame, wat hy vir ons gedoen. Dit was nog wel iets besonders hoor. En hulle opgesit aan die kerk. En hulle is waterpas. Op sy. Ja, op sy. Mooi.